ek gaan net so lang ter wille van tyd, gaan ek net sommer gou saam met jou deur die aankondigings blaai. Vandag is die tweede Lydenssondag, jy het al die inligting daar op die eerste bladsy, op die tweede bladsy, dan al die persone daar vir voorbidding en ook groot dank as jy die gemeente finansiëel ondersteun. Ons is maar 'n klein gemeente, min lidmate, maar met die geld wat ons maandeliks en deur die jaar bymekaar maak. Ek hoop dat ek hier in die maand van Maart 'n Sondag geleentheid kan inrig dat ek met julle ons gemeentebegroting kan deel, maar dankie in elk geval vir almal daarvoor vir finansiële bydraes. En dan die verjaarsdag, weet regter hulle is nie vandag hier nie, maar oupa en ouma moet vir hom sê, ons het sy naam gelees hier in die kerk, hy is nie hier gewees nie. Ek weet nou nie wat sal hy dan weer voor 'n dag mee kom nie, maar in elk geval sê hy moet lekker verjaar. En dan ook Jansen, wat die 7de verjaar. Dan, terwyl ek so van hulle praat wat nie hier is nie, het ek 'n klomp mense gekry wat verskoning aanteken vir môre se erediensgeleentheid. So as jy dit nie kan maak nie, dan kan jy verskoning aanteken, want dan weet ons 'n klomp goed soos Jansen en Peggy, hulle is nou vir 'n paar Sondae sal hulle nie hier wees nie. Herman en Minkie, hulle het 'n klomp mense die naweek, wat maak dat hulle nie vandag hier kan wees nie. Swanie en Marie, die van julle wat dalk gesien het, dat Dr. Kamfer is, hierdie week is hy, of vir 'n paar dae is hy nie hier nie, so dan het Marie het ook sommer so 'n paar dae wat sy dan verlof het. Die ding afsit, dan is nou klaar. Mackie het my vanoggend laat weet, hy het sy rug seer gemaak, so hy kan nie hier wees nie. Ons sal net nou daarby kom. So ook Erik, wat nie vanmôre lekker voel nie, sal net nou vir jou welkom sê. Susan het, Miller het verskoning gemaak, Henny se broer word 70, so hulle het 'n groot familie ding, en Anna van Louis, wat vanmôre ook nie lekker voel nie. So, ten minste weet ons, as jy verskoning maak, dan ons is regtig nie hier om poeliesband te speel nie. As jou omstandighede in jou lewe dit nie toelaat nie, dan is dit wat dit is. Maar ten minste dan weet ons van mekaar se leef en lewe, of althans mekaar se lewens. Dan op die laaste bladsy net 'n paar saakies. Daar's datums wat jy moet onthou, die 4de Maart. En dan eerskomende Saterdag het ons weer hamburger verkoop, as dit vir jou moontlik is, om ons te kan kom help op die dag self. Sal ons bly wees, of as jy voor die tyd dalk wil help met eie skil en opsny van eie, of wat dit ook al is, asseblief kontak met die kerkkantoor. En dan het Cynthia ook, as jy dalk 'n blaadjie vanmôre ontvang het wat die buitekant reg is en die binnekant is onderste bo, dan vra sy om verskoning, dis die eerste paar wat so uitgekom het. Ek onthou in die tyd wat ek ook blaadjies gemaak het, as jy die ding nie reg insit nie, dan keer hy die ding om so, dit het my ook 'n paar keer gebeur. Maar in die portaal is daar, verlede week het Cynthia het sy blaadjies, aparte blaadjies met die hele jaar se datums ingesit. Daar is van hulle, as jy nou nie gekry het nie, jy nou nie vanmôre in jou blaadjie is nie, neem asseblief een dag voor in die portaal, en dan kyk jy en sit dit in jou Bybel, dan kan jy op die manier ook onthou van al die datums. En dan het Cynthia ook forums daar in die kantoor gesit. So as jou selnommer dalk verander het, of jy het dalk getrek,
as jy by binnelandse sake en jy gaan sê hulle moet vir jou 'n ekstra naam bysit. Vat asseblief so 'n vorm, vul hom in, Cynthia sal baie graag daardie inligting op ons rekenaarstelsel wil invoer, want dis maar waar, ons is maar afhanklik van daardie stelsel. Ons werk nie meer soos die ou stelsel van die, wat jy alles in die boek geskryf het nie, so ons het 'n rekenaarstelsel, en die ding help vir ons om byvoorbeeld al die verjaarsdae, so as jy kan onthou, wanneer is jy gedoop, gee daardie, of troudatum. Ek het dit nou op 'n stadium, verlede jaar ergens toe ek die program oopmaak, toe sien ek ook, vandag, soveel jaar gelede, was Dewald gedoop gewees, so dan partymal vergeet 'n mens self van goed, so as daar belangrike inligting is, wat jy met ons wil deel. Ons is natuurlik ook gebind aan die POPI Act, of die wetgewing, dat ons die inligting wat ons kry, stel ons nie sommer net aan die publiek beskikbaar nie. So ons gaan met groot omsigtigheid daarmee om. So help net asseblief ons wat dit aanbetref. En dan as jy nie te haastig is na die tyd nie, ons is maar net paar wat vanmôre hier is, as jy nie te haastig is nie, kom drink gerus vinnig 'n koppie tee of koffie saam. Ons is klaar met die eerste 2 maande van die jaar. Die tyd het so vinnig verbygegaan. Nou ja, so snel mense lewe ook verby, so as jy te haastig is nie, kom kuier gerus net so vir 'n oomblik saam. Goed, dan, so vir julle elkeen wat vanmôre hier is, baie welkom. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ek hoop jy het 'n mooi week gehad, en van my kant af bid ek jou ook 'n baie mooi en geseënde week toe, dat jy elke dag in hierdie week ook die teenwoordigheid van die Here by jou lewe sal beleef. As jy by die huis ingeskakel is, nou ja, dan is dit ons geleentheid om vir jou ook te verwelkom en vir dankie te sê dat jy op hierdie manier ook by ons is en saam deel in dit wat ons vandag saam met mekaar doen, naamlik om terug te dink aan dit wat die Here vir ons kom doen het, en dat jy ook daarby jou vrede in jou lewe sal ervaar. So net ter wille van julle wat by die huis ook is, gewoonlik, sien, mag jy dit nog nie vanmôre aangesteek nie, dat maak nie saak nie. Ons het ons die gewoonte om die kers aan te steek. En wanneer ons hierdie kers aansteek, dan simboliseer dit lig. Die lig wat na hierdie wêreld toe kom. En daarom vier ons eintlik elke Sondag Kersfees. Vier ons ook elke Sondag Lydenstyd of Opstanding Sondag. Dat die dood is oorwin, die donker is tot niet gemaak. En wanneer ons klaar is, dan sal ons die kers ook weer uitdoen. Ek wil vanmôre, voordat ons met ons erediensgeleentheid begin, wil ek graag 'n lied vir jou speel, 'n luisterlied. Net die een. En ek wil andermaal vanmôre, wil ek ook vir jou vra, as die wind pla of pla die waaiers, is dit oorlaat is julle gelukkig daarmee, daar is nie steurnis in terme van die klank of so nie. Ook goed? Goed. So ek wil vanmôre andermaal vir jou vra, dat jy gewoon net rustig sal sit. As jy dit wil doen, ek weet dis iets waaraan ons nie gewoond is nie, maar op jou skoot, daar waar jy sit, op watter manier jy dit ook al wil doen, wil ek net vir jou vra dat jy vanmôre ook weer so met jou hande op jou skoot gaan oopsit. Dit beteken dat ons vanmôre
sê, of dat ons daarmee sê, dat ons die seën van die Here vanmôre wil ontvang. Net hierdie lied, en ook net nou wanneer ek vir jou met die seën gaan groet. Maar in die woorde van hierdie lied hoop ek dat jy vanmôre iets sal beleef, iets sal ervaar van die Here wil vir jou ontmoet. Die Here is die een wat jou lewe ken. Die Here is die een wat weet hoe het jou week verloop. Die Here is die een wat weet hoe sien jou lewe uit. En die Here is ook die een wat weet wat lê vir my en vir jou môre voor. So, sit rustig, maak jou hande oop en daarmee dat jy aan dat die Here ook vir jou moet ontmoet. Prediker 12. Reg aan die
einde dan sê hierdie skrywer, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Ek het nou in die afgelope dag, so nou en dan, of nadat ek bewus geword het van die oorlog daar in die Midde-Ooste en gisteraand toe nou kennis geneem van die wat sy naam dan nou ook al is, of die beskrywing wat hulle vir die persoon gee, dat hy nou ook in een van die aanvalle dood is, het ek maar net weer gegryp geraak deur hierdie gedagte. Die lewe is so kort. En daar is geen waarborg dat ek en jy, of 'n waarborg wat ek en jy het, dat ons môre nog moet lewe. As mens jonk is, dan dink 'n mens aan die lewe wat vir jou voorlê en jy droom oor baie dinge, maar so baie van ons wat al 'n bietjie aangestap het in die lewe, weet ons dat die lewe is kort. En vanmôre toe hoor ek die mooi verduideliking wat iemand toe nou gee wanneer 'n mens in die Bybel lees dat 'n mens God moet gehoorsaam, wat daar neerkom, jy moet God eer. En die Hebreëus vir om God te eer, as jy dit vertaal, beteken om gewig toe te ken. Ons ken soveel gewig toe aan, of baie keer in ons lewe, aan dinge wat nie regtig saak maak. Ons spandeer ons lewe en ons tyd en ons energie aan dinge wat so baie keer net nie saak maak. Dinge wat saam met ons in die graf gaan beland, of iets wat jy aanskaf en iets waarna jy mooi kyk en oppas en jy verkoop dit aan iemand anders en op 'n stadium sien jy dat daardie persoon het nie dieselfde gewig aan daardie ding toegeken as wat jy daarin toegeken het. En dan sê die skrywer dat ons aan God moet gewig toeken, want hy is die alles. Dinge wat God lankal al van vergeet het, sal ek en jy in ons lewe nooit eers aan dink nie. Dis wat ek hoop wat ek en jy vanmôre hier kom maak. Om in 'n ontmoeting te kom staan met die Here aan wie ons gewig toeken. Aan die Here wat alles weet. En hoop en vertrou ek dat hierdie wonderwete ook vir jou in 'n week sal inlei, waarin jy ook die teenwoordigheid van die Here by jou lewe sal ervaar. En nou kan ons vir mekaar sê dat die Here is hier en ek groet jou in sy naam. Genade en vrede vir elkeen van julle. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Ons gaan 2 liedere saam sing. Ons
soveel onstuimigheid. Kom ons sing ook die tweede lied saam. Nou as jy saam met my wil lees, dit is op die laaitjies ook afgedruk. Dan gaan ons saam met mekaar lees Genesis hoofstuk 12. Ek is toch so baie keer is ek bly as daar aanduiding is van of 'n leesrooster wat 'n aanbeveling is vir 'n gedeelte in die Bybel wat 'n mens kan lees, of as dit in my eie lewe so gebeur dat die Here my so toe lei, en dit is dat ek altyd weer en weer
by die lewe van Abraham 'n draai kan maak. Is nou maar die een ou in die Bybel wat ek ook nou maar hoop, ek weet hy is daar, maar wat ek hoop, wat ek eendag aan die ander kant sal raakloop en sulke mooi dinge wat uit die lewe van Abraham na vore kom, en die mooie is eintlik maar net dat die Here wat ek en jy aanbid, dat die Here met hierdie mens 'n pad geloop het. En ons gaan net die eerste 4 verse wat ons dan saam met mekaar gaan lees. Maar voordat ons dit lees, wil ek vir jou uitnooi om saam met my in gebed stil te word. En hierdie paar oomblikke wat ons saam bid om geleentheid te hê om vir die Here dankie te sê dat hy hier is. Dat ek en jy die voorreg het om hom te kon leer ken. Dat hy in sy grootheid voor ons lewe, watter tyd van ons lewe dit ook al was, voor ons lewe kom staan het, sodat ons ook vir hom kon leer ken. Kom dan bid jy saam met my. Aanbiddelike Here en Hemelse Vader, ons praat van 'n onuitspreeklike voorreg, want ons weet nie hoe moet ons dit sê nie, Here. Ons woordeskat is net eenvoudig te klein om woorde die een na die ander te kan opstapel waarmee U geëer kan word. Ons wil U lof besing, maar al die liedere wat daar oor al die jare heen geskrywe is net eenvoudig te min. En die melodieë wat daarmee saamgaan, kan nooit reg geskied oor hoe U werklik geloof moet word nie. En tog, Here, dankie daarvoor, dat al is ons woorde min, en al is ons woorde krom en skeef, en al lê daar soveel verkeerde emosies en gedagtes in ons woorde, verhinder dit U nie om vanmôre by ons te wees. Hier by ons in die gebou en ook by hulle wat daar by hulle huise inskakel. Sommer terselfdertyd dankie Here dat ons aan U grootheid kan dink, dat dieselfde oomblik wat U nou hier by ons is U ook by al die verskillende huise op een gegewe oomblik. En vir hierdie paar oomblikke wat ons as gelowiges tyd saam spandeer, bid ons dat U, soos wat ons gaan lees, dat U ons sal seën. Seën ons met 'n oop oor, 'n ontvanklike hart, 'n brein, 'n gedagtegang wat kan snap wat in hierdie gedeelte staan. Maar seën ons ook met 'n vrymoedigheid om dit wat ons hier vanmôre van U kry in ons lewens in te dra en dit saam met ons te neem wanneer ons môre en oormôre ons plek
in hierdie wêreld moet volstaan. En dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Net daardie paar verse, kan ek dit weer saam met jou lees. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man maak van groot betekenis, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Nou ek lees net daardie gedeelte saam met jou. Ek wil graag gou vir jou net 'n half minuut gee. Net om aan een ding te dink wat jou asem wegslaan. Iets wat jy ergens in jou lewe dalk al raak geloop het, of iets wat jy gelees het, dat daai ding, hy sit in jou skoot vas, jy kan nie van hom ontslae raak nie, want die ding, jy slaap altyd na jou asem as jy oor die ding dink. Ek gee gou vir jou 'n half minuut, dat jy net gou weer aan die ding kan dink. Nou as ons oor die goed dink, nee, aan iets wat jou asem wegslaan, dan wil ek nou nog vanmôre hierdie woord so. Dis mos aan. Krag. Dis die krag nou af. Kan jy dit nou oor vertel? Dis om nou ligte werk. Dan is nou iets wat kan jy mens dit nou oor vertel? Nee, dit dan boos af, nee. O, dis nou natuurlik weer met die wind. Nou of dit nog so is met die wind wat, want dan is dit eintlik, ons weet hierdie skakelaar werk saam met die, ons my snaaks dat alles werk, maar drie ding werk. Ja, dis nou vreeslik jammer dat die
krag nou al my prentjies weggooi. Maar goed, nou nie te veel bekommer nie, hier is lig en goed, laat ons nou nie rondskarring nie, want intussen tyd stap die tyd aan, die horlosie staan stil, so dis vir my 'n groot seën, want dit bly 8:55, so ek moet nou ook nie my hand oorspeel dat dit heeltyd 8:55 bly nie, so ek gaan maar aangaan, ons weet nou nie wat is die storie wat dit nou veroorsaak nie. So ek weet nou nie of ons nou uitgesaai kry nie, maar ten minste hy neem nog op, nee. So want hy goed, so ek het nou eintlik 'n wow prentjie wat ek saamgebring het. En wow is mos daai oomblik in jou lewe wanneer jou asem weggeslaan word van iets wat jy ergens raakloop, wat net so onbeskryflik mooi is, so onbeskryflik groot is, dat vir daai oomblik wanneer jy daai ding raakloop, dan jy weet net nie woorde. Jy staan verstom daarvoor dat so iets enigsins moontlik is. Ons wat ouers is, ek het die wonderlike voorreg gehad om by te wees toe albei my kinders gebore is en hulle is met keiser gebore en ek was daardie oomblik by gewees van dat hulle die dokter met die operasie begin het om alles te sien wat hulle doen totdat die kind uit Renée se maag uitgehaal is. En dat 'n mens net eenvoudig sprakeloos staan voor hierdie klein stukkie wonderwerk. En so vermoed ek is daar oral vir ons lewe is daar so iets. 'n Paar van die prentjies wat ek saamgebring het is natuurtonele. Ek het sommer so in 'n vinnige soektog na prentjies wat 'n mens se asem wegslaan, is daar 'n prentjie van 3 sebras. En as ek begin dink oor die kleur en die kleurskakerings van diere, dan is dit net eenvoudig, daar's nie woorde wat 'n mens het om dit mee te kan beskryf nie. Hoe die Here in sy grootheid sebras en kameelperde en luiperds gemaak het, en hoeveel ander dinge daar nie net is nie. En dis die eerste ding of die groot ding wat ek vanmôre vir jou wil vra, wat ek en jy weer nie of by herhaling weer in ons lewe moet gaan indra. En dit is verwondering. Ek vermoed ons raak so besig met die lewe en ons raak so gewoon aan 'n sonsopkoms, aan 'n sonsondergang. Ons raak so gewoond aan nuwe dinge wat uitgevind word, dat 'n mens vir baie goed net nie meer verwonder nie. Vir my eie lewe het ek gedink dat daar 'n groot stuk belydenis is wat ek in my persoonlike lewe moet maak, is dat ek my nie altyd genoegsaam verwonder daaraan dat my vrou vir my kan lief wees. Ek wat myself ken en al my tekortkominge en hoe ouer ek word, hoe meer nonsens is daar seker wat ek in my lewe na vore kom. Dinge waarmee ek groot geword het, dinge wat ek gehoop het wat nooit in my lewe sal plaasvind nie, die is oral besig om sy kop uit te steek. En dat daar een mens is wat ten spyte van dit alles sê, nou met jou stap ek 'n pad. En hoeveel ander goed is daar nie net, ag los maar bil, maar nie worry nie. Die krag is af, nie nou rondhardloop nie. As hy nou af is, is hy nou af.
Ek en jy moet ergens weer tot stilstand kom. En meer as een keer in ons lewe tot stilstand kom om weer in verwondering te kan wees. Ons is nou in lydenstyd. En lydenstyd is juis 'n tyd om in verwondering te kan staan. Wie is die God wat bereid was om na hierdie wêreld toe te kom? Wie is die God wat met my en met jou 'n pad wil loop? Wie is die God, soos wat ons hier gelees het, wat wil seën? Geloof is die ding wat die koers van 'n mens se lewe verander. En as jy vanmôre jouself kan 'n gelowige noem, dan beteken dit dat ek en jy is op 'n nuwe pad geplaas. En ek en jy moet elke dag, soos wat ons deur hierdie lewe stap, en as ons dan dit hoe kort die lewe is, hoe vinnig die tyd nie net verbygegaan het nie, om in verwondering te kan staan. En terug te kyk op my lewenspad en te kan sien hoe die Here met my 'n pad geloop het. Na alle waarskynlikheid sal jy saam met my, as jy terugkyk op jou lewenspad, baie afdraai paaie sien. Plekke en tye waar ons die spoor buister geraak het. Waar ons in ons onbesonnenheid, hardkoppigheid besluit het te duiwel met die Here, maar ek gaan hierdie pad loop en ek gaan hierdie en daardie bepaalde ding doen en ek gaan hierdie keuse in my lewe uitoefen. En nou wanneer ek terugkyk, dan sien ek hoe die Here ook op daardie afdwaalpaaie gegaan het en vir my en vir jou nader getrek het. En ek wil 3 dinge met jou deel wat ek al baie keer met jou gedeel het, maar dis die ding wat ons moet raak sien en wat ons weer opgewonde moet maak. Die ding wat vir ons in verwondering moet laat. Wat lees ons in hierdie gedeelte? 3 dinge. Die Here het vir Abraham gesê. Ons lees nêrens in hierdie gedeelte van planne wat die Here gemaak het om vir Abraham ergens raak te loop. Iemand skryf om te sê, as jy nou wil praat van met die deur in die huis val, hierdie is so ding. Uit die bloute uit lees ons, die Here het vir Abraham gesê. Daar's geen aanloop nie. Later in hierdie hoofstuk lees ons, Abraham was 75 jaar oud gewees. Maar van sy 75 jaar voor die tyd weet ons niks. Ons weet net, hy daar in die Ur van die Galdeërs is waar hy gebly het. En nou lees ons, die Here het vir Abraham gesê. En omdat ons nou eintlik niks van Abraham weet nie, kan ons baie maklik hierdie eerste ding aanvaar, en dit is sommer net 'n mens. Abraham is sommer net 'n mens. Na alle waarskynlikheid, as ek moet aanvaar wat hier staan, dan sou Abraham goed ingepas het in Danskraal gemeente. 'n eenvoudige gemeente. 'n gemeente met geen tierlantuintjies om hom. Net sommer 'n gemeente. En ek en jy moet altyd weer en weer
voor hierdie verwondering kom staan dat niks van my prestasies en niks wat ek na alle waarskynlikheid uit my lewe kan opnoem, kan ek die Here mee beïndruk. Sonder net 'n mens. En God kom staan voor hierdie mens. Vir myself moet ek ook baie keer kom sê, ek dink nie genoeg daaraan dat ek in verwondering moet staan, dat die Here hierdie ou kon roep om vanmôre hier te staan en met julle gedagtes te deel. Dis ver. Hier is nie genoeg boons hierbo van by my om dit te kan verstaan. Maar as ons nou lees van sommer net 'n mens, met niks waarmee hierdie mens hom kan aanprys nie, niks wat hierdie mens in ruil kan aanbied nie, niks wat hierdie mens kan doen om hom voor te doen as iemand of iets beter nie, is 'n mens wat in God se oë, of met wie God 'n doel het, met wie God besluit om op reis mee te gaan. As die Here vir Abraham kom roep en sê trek, dan is dit nie dat hy net vir hom 'n koue kulle opdrag gee om te trek nie. Dan is dit 'n reis waarmee die Here met Abraham mee op pad wil wees. En ek en jy moet in verwondering daarvoor staan, dat die Here met my en met jou ook deur hierdie lewe wil reis. En op hierdie reispad is daar natuurlik baie dinge wat probleme veroorsaak. As ons genoeg tyd sou gehad het, dan sou ons met mekaar ook kom gepraat het oor al die dinge wat in Abraham se lewe na vore gekom het, wat probleme veroorsaak het. Maar God reis saam. So dis die eerste ding wat ek met jou wil deel. Sommer net 'n mens. Dat die Here kon besluit het in sy grootheid, hy wil 'n ander of 'n mens van statuur of 'n mens met baie verstand of met baie lewensmiddels sou hy wou gebruik het. Mense sou ook kon vra dat hoekom dit wat die Here doen, hoekom kom hy nie uit die hemel met sy almag en sy grootheid en hy verander dinge? Ek sal nie weet nie. Al wat ek weet is dat die Here in 'n gedeelte soos hierdie kom sê, maar met jou wil ek 'n pad loop. Met jou wil ek op reis gaan. Met jou wil ek iets in hierdie lewe mee bereik. Die tweede wat ek met jou wil deel in hierdie gedeelte, en ongelukkig gaan daar nie genoeg tyd wees vir alles nie, ek weet ook nou nie hoe laat dit is en hoe vinnig die tyd uithardloop nie. Die tweede ding is, wat ons dan hier lees, is naamlik dat die Here vir Abraham sê, hy gee vir hom 'n opdrag, hy sê, gaan uit. So, om in verwondering voor die Here te kan staan, moet daar ook iets van my kant af gebeur, en dit is naamlik dat die hele saak van gehoorsaamheid uit my lewe op die tafel sal kom. As ek nie gehoorsaam in my verhouding tot die Here is nie. Ek het al baie keer oor Abraham se lewe gedink. As hy dalk nou vir die Here gesê het, Here, hier waar ons bly, ons tradisie, ons geloof sê, jy trek nie weg nie. Mense in Abraham se tyd het nie weggetrek nie. En as
as Abraham nou ongehoorsaam sou gewees het om nie te trek nie, dan sou hy nooit, na alle waarskynlikheid, met 'n God op reis kon wees, wat vir hom wêrelde wou oopbreek. En julle het my mos al baie keer hoor sê, wat iemand geskryf het, wat sê, sommer net 'n mens word in God se teenwoordigheid mens by uitnemendheid. En 'n mens moet in verwondering daarvoor staan dat die Here vir my en vir jou uitkies. Hy kon baie ander mense in hierdie wêreld gekies het. Daar's baie ander mense wat beter kan preek as wat ek kan preek, wat beter met administrasie is, wat beter is met pastoraat, wat beter is met opleiding, wat beter siekebesoek kan doen, wat beter begrafnisse kan doen. Vir een of ander rede. Na alle waarskynlikheid God se liefde. Het hy vir my gekies. En het hy vir jou gekies. Daar waar jy werk wat jy dalk baie keer nie wil wees nie. Want daar dinge in jou lewe is wat jy nie van hou nie. Ons groot uitdaging is om aan die Here gehoorsaam te wees. Al wat Abraham gehad het, was net God se stem. Dis om 'n groot stuk geloof wat 'n mens moet openbaar. Hy het net God se stem gehad. Maar daardie stem het vir hom sekuriteit gebring. Daardie stem het vir hom moontlikhede gemaak. As die Here sê, gaan uit, dan weet Abraham, God kan. Wanneer hy dit ontdek het, weet ek nie, maar die gedeelte, as jy Abraham se lewensverhaal nagaan, dan sal jy die spore hiervan vind. Abraham het geweet, God kan. En dit moet vir my en vir jou 'n verwondering laat dat hierdie ou lewe van my wat so deur mekaar is, en hierdie lewe van my wat so baie keer voel asof dit op niks uitloop nie, en hierdie lewe van my wat so deur mekaar is dat ek soms nie rigting in my lewe kan vind nie. En hierdie lewe van my waaroor ek soveel dink oor môre en al dies meer. Kom sê hierdie paar verse, God kan. Dis 'n belofte waarmee die Here hom aan iemand meer kom verbind. Ek sal. Wanneer ek en jy met 'n werk begin en daar 'n kontrak is wat geteken moet word, of wanneer daar iets is wat jy koop by die bank of waar ook al, dan is daar 'n handtekening wat geplaas word. Ek sal elke maand die paemente betaal. Ek sal elke maand wat dit dan ook al is. Nou kom die Here en wanneer hy hierdie belofte gee, dan kom verbind hy homself. En dis die verwondering wat ek en jy moet hê, dat God hom aan my en jou verbind. Die een mooi groot moment in hierdie lewe is altyd, as ek en jy terugkyk, hoe het ons tot hier gekom? Daar kan jy sê, het was my eie goedheid, daar kan jy sê, het was my eie slimmigheid, daar kan jy sê, het was my eie vermoëns om goeie planne te maak in 'n moeilike tyd. Of dan kan jy sê, dit was omdat ek deur die jare koneksies opgebou het. Die gelowige sê,
Hy hou vas aan hierdie belofte. Hoekom? Want God ken die mens. Daar's niemand wat vir my en vir jou beter ken as die Here self nie. Nou, waarskynlik sit jy vanmôre net soos ek, met bepaalde vrese oor môre en oor môre. Oor bekommernisse wat daar is oor die dag van môre. Dan wonder 'n mens by jouself, wat as daardie oorlog wat nou daar in die Midde-Ooste is, wat as die ding eskaleer? En wat as dit nou weer die olie kom nou ingedrang, dan gaan dit nou weer die brandstofpryse opstoot. En as 'n mens moet ry, dan moet jy ry, en dan kos alles nou weer meer, en alles wat op die winkelrakke gaan meer kos, want dit kos meer aan brandstof vir die vervoermaatskappye. God ken ons vrese. En ek en jy moet onsself daarin verwonder, dat God nie net weet wie ek is nie, maar dat hy weet van môre en oormôre. En wat doen die Here? Die Here sê vir Abraham, ek wil jou seën. Ek wil my op so 'n manier aan jou kom verbind, dat jy by die uiteindelike doel van hoekom jy gemaak is, by sal uitkom. In die hoofstuk vooraf, in hoofstuk 11, het ons gelees van die ouens daar toe hulle die toring van Babel gebou het hulle gesê, kom ons maak vir ons 'n naam. En dan sal die mense altyd onthou, as hulle na hierdie ding kyk wat ons gebou het, dan sal hulle altyd aan ons terugdink aan as vername mense, as mense wat 'n naam het. So probeer ek en jy na alle waarskynlikheid ook, om 'n goeie naam op te bou. Natuurlik is dit so dat, dis goed om 'n goeie naam te hê. Daar by jou werk en in die kringe waarbinne jy leef. Maar die Here dink aan iets heeltemal anders, wanneer hy aan 'n naam dink. As die Here aan 'n naam dink, dan dink hy aan iemand wat hy seën, aan wie hy bepaalde dinge toesê, sodat daardie mens kan reageer. As die Here vir ons seën, dan is dit omdat hy bepaalde goed aan ons wil gee. Nie noodwendig rykdom en geld en al dis meer nie. Die Here weet ons het die goed nodig om 'n bestaan te kan maak. Maar dan wil die Here vir ons seën met krag. Want hy weet môre gaan daar beproewings op ons pad kom. Die duiwel gaan ons kom verlei. Daar's dinge waarmee ons gaan swaar kry wat ek krag voor nodig het. Ek gaan 'n geliefde aan die dood moet afstaan. Ek gaan krag moet nodig hê om in daardie situasie staande te kan bly. Here wil ons seën, sodat ek kan geduldig bly in oomblikke wanneer mense my kwaad maak. Die Here wil my seën dat ek die regte woorde op die regte tyd sal sê. En daarom het iemand gesê, as God ons seën, wil dit nie hê dat ek en jy soos 'n opgaardam sal lyk nie, maar 'n kanaal waardeur die seën van die Here kan vloei. Is dit nie wonderlik om te kan dink dat die Here wil gebruik om by die wêreld uit te kom nie? Die Here kan sonder my en jou klaarkom. Die
Die Here kan hierdie wêreld met die klap van 'n vinger kan hy red. Dis nie hoe God wil werk nie. Vir my en vir jou, hoe jy ook al oor jouself voel, dis wat vir my en vir jou op 'n dag soos vandag weer moet aangryp. Hoopelik as jy vandag ergens gaan stil word, hoopelik as jy ergens weer iets gaan raakloop, dan gaan dit jou asem wegslaan, maar ek hoop jy gaan dalk in hierdie week voel asof iemand jou wind uitgeslaan het. Ek weet nie of jy kan onthou toe jy kind was en jy ergens dalk hard geval het en jy jou wind uitgeval het nie, dat jy het gesoek om jou asem terug te kry. Ek hoop met dit wat in hierdie gedeelte staan van dat God vanmôre weer my en jou asem bietjie kom wegslaan. En dat ons deurgangs in ons lewe sal dink en in verwondering sal staan oor die God wat vir ons 'n nuwe naam kom gee. Christen, gelowige, erfgenaam, en dat jy vreugde sal beleef. Amen. Here, dankie dat ons hierdie wonderwete andermaal met mekaar kon deel. Wow! Net absoluut wow! U wat toe ek nog 'n babietjie was, u hand na my toe uitgesteek het en ook vir my gesê het, ek wil vir jou 'n God wees. In my geestesoog, Here, sien ek hoe dat u hand na soveel miljoene mense toe uitgesteek is. En daar is niemand wat ek vir hulle sê. Ook hier in ons dorp is daar mense wat dit nie weet nie. Dankie dat dit die boodskap van lyding is. Dat daar in u hart 'n groot begeerte is. Dat mense ook in verwonder, mense wat u nie ken nie, in verwondering voor u sal staan. Haai, is dit moontlik? Ja, want u het ons gered. En baie dankie daarvoor, Here. En ons bid dan dat u vir ons verder in hierdie dag sal seën, wat nou die rede is hoekom die krag nou moes afgegaan het, Here, sal ons nie weet nie. Maar dankie dat ons geleentheid hier kan klaarmaak met die wete, en dat ons uit mekaar uit kan gaan met die wete, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir ons met verwondering sal vervul, dat 'n God soveel liefde kan openbaar. Amen.
Ja, broer en suster, dis die sleg van die dinge wat ons beleef, nee. Hoekom dit nou so moet wees, nou ek nou nie weet nie. Maar geniet jou dag. Sterkte vir jou weer. Alles wat mooi is, mag dit inderdaad 'n mooi week wees en mag jy baie vreugde ook ervaar. Tot volgende week dan. Seën vir julle elkeen.